Welkom almal by ons Bybelstudie Fondasie Werkswinkel. Sjoe, dis 'n lang woord. Julle die Afrikaanse woorde is soms so lank as 'n mens daaraan dink. Maar welkom julle almal by hierdie sessie. Ons trek al by sessie nommer 8 vandag. En ag julle, ek wens ek kon elkeen se gesiggie ontmoet en sien. Dit is bietjie anders om agter 'n skerm te sit en dit so op te neem en al daai dingetjies. Maar ag ja, die Here kies die opdrag en hoe dit moet gebeur. Maar ek hoop dat julle geniet hierdie Bybelstudie sover en dat dit julle net regtig seën en dat goeders vir julle oopbreek in die gees en ja, ek hoop dat julle dit net regtig geniet en ja, so 'n bietjie admin van my kant af. Ek weet ek noem dit elke sessie, maar al hierdie notas wat ek deurdraf in die Bybelstudie, dit is beskikbaar op my WhatsApp channel. So jy kan net die WhatsApp channel gaan join en ek sit dit gewoonlik in die comments en dan kan jy al die notas daar gaan aflaai en jy kan lekker rustig, stadig deur dit werk in jou eie pas, in jou eie ritme. En al die video's is op YouTube, so jy kan net weer gaan kyk na die video, rewind, pause so 'n bietjie, dink daaroor, want ek weet julle in hierdie Bybelstudie draf ek redelik deur verskriklik baie goedjies. En maar die Here het hierdie so uiteengesit en ek weet daar is regtig 'n groot seën in hierdie werkswinkel en dit bless my, dit seën my. Enigiets wat die Here ons vra om te doen, ek dink dit seën meer die persoon wat dit doen. Want dit bedien my. Elke sessie word daar ietsie vir my oopgebreek. So ja, julle kom ons spring in vandag. Ek gaan dit probeer hou onder 'n uur. Ek weet dat wanneer ek begin praat dan is tyd tyd is 'n bietjie van 'n faktor aan my kant en dis altyd my challenge. Maar kom ons spring in. Ek gaan probeer dit onder 'n uur hou en daar behoort nog so een sessie oor te wees, vandag se sessie en dan sal ek sê sessie nommer 9 is nog oor. En dan is ons deur hierdie werkswinkel en dan sien ons wat die Here inhou in die volgende seisoen. Maar kom ons maak gou oop met gebed en net daar waar jy sit, kan jy jou oogies toemaak en ons vra vir die Here net om hierdie sessie te seën. So Abba Vader, ek dank U dat ons vandag weer eens om die tafel kan kom sit en dat U alreeds die broodjie uit die oond uit gehaal het en hy's lekker warm en ons wil hom sny en ons wil 'n lekker bottertjie smeer op hom en hom eet. Want dit is die woord van God wat vir ons neergesit is op die tafel. Ek dank U vir elke persoon wat inskakel. Here, al sien ek hulle nie, ek sien hulle dalk nie na die tyd nie en hulle gaan kyk en Here, daar waar elke persoon net inskakel, vra ek dat U by hulle gaan stil staan, dat daar 'n bonatuurlike tasbare salwing en 'n teenswoordigheid nou op hulle sal wees. En dat Heilige Gees dat U vir Jesus sal kom openbaar en dat U die woord sal kom oopbreek met elke happie wat ons moet vat vandag. Ek vra ook dat U my lippe sal salf en seën met wat ek moet bedien in hierdie sessie. It's not about me, it's all about Jesus. And I ask that, Lord, Holy Spirit, come glorify Jesus Christ inside of this session. Breek oop wat U wil oopbreek en praat met ons. Heilige Gees, lei my lippe dat wat ek bedien net van U af sal kom. Dat ek uit die weg uit sal uitgaan en uit die weg uit sal stap en dat Heilige Gees oor sal neem. Dat ek uit die pad uit sal kom. Nie wat Bianca dink vandag in haar vlees nie, but what Holy Spirit wants to speak through me. En ek seën hierdie sessie in Jesus naam. Amen. Okay, julle, ek gaan my notas opkry. Julle ken al die drill. En dan skop ons hierdie sessie af met wat die Here instoor het vir ons. En kom ons kry net gaan my admin hier in die agterkant reg. Julle se laasweek was redelik 'n mondvol gewees en
Ek weet daar's dalk baie vrae wat opgekom het, ons dalk baie vrae wat beantwoord is en ja, as daar vrae is ook in jou hart, vat dit na Heilige Gees toe. Ons gaan kyk op die heel laaste sessie is as daar enige vragies is dat ek dit kan beantwoord. Want daar pop maar baie vragies op intussen in deur op. En julle ek weet dis 'n mond vol, ons baie wat ons deur getraf het. Maar hardloop in jou ritme, stap in die ritme en ek sê dit elke keer want ja, hierdie is 'n amazing werkswinkel wat die Here bymekaar gesit het en waar ons deur elke boek draf. En ek dink daar's tye waar jy sit en is 'n Bybelstudie sessie, jy sit en breek goed oop en alles en dan is daar waar jy net gaan sit en jy lees 'n stukkie vir die dag en dit bless jou. So wanneer jy reg voel en jy gaan sit en jy breek die woord oop, is hierdie regtig 'n werkswinkel ook wat jou help om alles bymekaar te sit. En jy gaan sien elke liewe keer, soos ek vir julle ook gesê het, elke sessie bless my. Elke keer breek daar iets nuuts oop en soos ek aan die heel in die begin gesê het met sessie 1, is dat die woord met ons transformeer. It has to become revelation, openbaarmaking. So dis wanneer die woord regtig jou binneste kom heeltemal transformeer. Jy as mens verander en jy word soos Jesus. Jy begin meer soos Jesus te lyk en te ryk en al daai dinge. En dit is wat die woord doen. So jy sal sien soos jy deur dit werk, mens verander net. Elke keer it's from glory to glory, soos in die heel eerste sessie gedoen het, is dis wat die woord van God doen. En dis hoekom ek voel daar so sterk fondasie gelê moet word in die woord, want die woord is God. Die woord, ons gaan 'n bietjie later daarna kyk, maar Jesus is die woord wat in die vlees gekom het. En ja, ek het nou so 'n bietjie van 'n opsommetjie hier bymekaar gesit en julle sal nou op die skerm kan sien. Ons het laasweek so baie gesels oor die Ou Testament, die Nuwe Testament, hoe Jesus die wet vervul het. En ek wil net so gou-gou recap doen, 'n opsommetjie voordat ons aanbeweeg met wat die Here in store het vir vandag. Maar as ons kyk net na laasweek se sessie. Everything points to Jesus. En Jesus het die wet kom vervul. Ons het die Ou Testament wat die Torah is. Ekskuus julle, my keel krap so 'n bietjie. Maar ons het die Ou Testament wat die Torah is, wat die 613 wette is. En dit is uiteengesit deur God en Jesus kom en hy vervul daai wet. Dit was 'n skaduwee die Ou Testament en reëls wat uiteengesit was, wette wat uiteengesit was van hoe 'n kind van die Here lyk. En die feit is dat ons lyk nie soos die wêreld nie. Ons lyk anderste. Sodra mens Jesus aanneem, jy lyk nie meer soos die wêreld nie. Jy begin meer soos Jesus te lyk. En ons het 'n bietjie gesels laasweek oor hoe die wet vervul is en die feit van die saak is dat Jesus was gebore en hy het nog steeds vir 33 jaar op aarde uitgestap en gelewe, soos ons as mens. Hy's gebore, hy het 'n tydelike liggaam gekry en hy het nog steeds gelewe voordat hy gekruisig was en weer opgestaan het. En daai 33 jaar wat Jesus gelewe het, het hy die wet wat die Ou Testament is, wat daai 630 wette is, hy het dit volmaak en perfek uitgeleef. En dis hoekom ons kan nie terugval na die wet, na die Ou Testament toe in die sin van ek moet tot ek kom by die plek waar ek moet wees nie. Want Jesus is die genade. Jesus wat God is, onthou die drie enige God, het op aarde gekom, hy het 'n tydelike liggaam gekry en hy was ook versoek deur die vyand, deur Satan en hy het elke versoek weerstaan. Hy het al 613 wette volmaak en perfek uitgeleef. Hy het dit vervul en dis waar dit op neerkom. Jesus het daai 630 wette vervul, want ons kan nie, ons kom kort. Ons is mens. En dit is die genade van Jesus. So as ek sê Jesus het die wet vervul, hy was vlekkeloos,
sonder sonde gewees, skoon, rein, heilig. En deur sy genade het hy daai wet vir ons kom vervul en hy's op die kruis gekruisig vir ons en hy het weer opgestaan en hy sit aan die regterkant van die Vader en ons kom kort. Julle ek dink so daaraan en dis waar dit inkom met verhouding. As jy 'n lysie gegee word met reëls, for some reason ek weet nie, dis baie moeiliker om na te kom as jy weet jy moet. Maar as jy dit uit 'n plek van verhouding doen, kom dit uit 'n plek van liefde. En dit kom uit 'n plek en ons gaan nou na die volgende skyfie kyk van die liefde, waar alles eintlik inkom is net dis liefde. Kom uit 'n plek van verhouding. Kom nie uit 'n plek van ons moet nie. Dit kom uit 'n plek van ons kan nie, want deur die Heilige Gees wat binnekant ons woon, is dit die enigste manier hoe ons meer soos Jesus kan lyk. Jy kan dit nie uit jou kragte doen nie. Jy kan dit nie in jou eie kragte doen nie. Dis onmoontlik. En dis hoekom die Heilige Gees vir ons gegee is en nagelaat is toe Jesus opgeneem is in die hemel om ons te kan bekragtig om soos Jesus te kan lyk, om verhouding te kan hê met die Here. En dit is hoe ons op die einde van die dag deur sy genade aangeneem is. En dit is hoe die wet vervul is. So ons lewe nie uit 'n plek van wet nie, ons lewe uit 'n plek van verhouding. En Jesus het daai wet kom vervul. He was blameless, vlekkeloos, skoon, sonder sonde, niks verkeerd gedoen nie. En hy kom vervul die hele wet. En hy's gekruisig vir ons en hy het opgestaan. En deur die bloed van Jesus, wanneer ons Jesus aanneem, dan kom ons, hy vat ons net soos ons is. Hoe stikkend of hoe gebreek jy is, jy hoef nie A tot Z te doen om aangeneem te kan word nie. Jy kom net soos jy is en die Here neem jou aan. Jesus neem jou aan. En jy draai weg van die wêreld af. Jy bekeer en jy neem Jesus aan en jy sê, Here, Jesus, U het op die kruis vir my gesterwe. Jy bely met jou mond en met jou hart. Dis alles 'n hart ding. Alles kom terug na die hart toe. Onthou in die Ou Testament het Jeremia gesê dat daar gaan 'n nuwe verbond wees en die wette gaan in ons hart wees, geskryf wees binne in ons hart. En julle, dit kan 'n hele preaching en 'n teaching wees net op die hart, want alles vloei van die hart. Wat in die hart aangaan, vloei, jy borrel op. Jy sal sien wat mense praat is wat in die hart aangaan. Die hart it's the most deceptive thing that you can get, the deception in the heart. Die mees bedrieglike ding wat jy kan kry is die hart. Want wat uit die hart uitvloei, dit is waar alles borrel, dis waar al die woorde, of dit nou 'n woord van God is of 'n leuen van die vyand is, dis waar alles broei. En dis waar alles na die kop gaan en wat in jou kop is en hoe jy dit volg in die woord versus die vyand. Dis die hele teaching op sy eie. Maar alles kom terug na die hart toe en dit is nou in ons hart. Dis uit 'n plek van verhouding. En ons is dus geregverdig. En hier is 'n baie belangrike woord, geregverdig, deur die geloof in Christus. Ons is geregverdig deur Jesus. Net die feit dat ons geloof in Jesus Christus sit, is ons nou geregverdig. Het ons 'n plekkie by sy voete in die hemel eendag. Want dis onmoontlik om al die wette na te kan kom. En dis hoe ons begin dan heilig te lewe. En ons gooi nie die ou wet weg nie. Dis daar om ons te help om te sien wat die sonde is, dat ons weet wat is sonde, wat is reg en verkeerd. Jy sal sien die Heilige Gees gaan jou aanspreek want die Heilige Gees woon binnekant in jou. En ja, dis net amazing hoe ons van glorie na glorie gaan na heiligmakend toe. Heiligmakende lewe. En
Ja, al daai rituele val nou weg. Daai waar in die Ou Testament was daar, jy weet, hulle het 'n diertjie gevat en hulle het gewoonlik 'n vlekkelose diertjie gesoek. Al daai goeters het weggeval. Jesus het dit op die kruis vir ons gedoen en daarom neem ons nagmaal. Dit is een van die hoogs sakramente. It's very holy and it's sacred. Want elke keer wanneer jy nagmaal neem is wanneer jy getuig van Jesus wat gekruisig is vir my en vir jou en wat opgestaan het en wat sit aan die regterkant van die Vader. So Jesus kom en hy vervul die wet. Die Ou Testament was net 'n skaduwee, maar ons gooi hom nie weg nie soos Jesus gesê het en hy het verduidelik daar en Paulus ook. Dit help ons om ons te lei om 'n heiligmakende lewe te lewe. En weer eens, ons lees die Bybel van die begin tot die einde. Mens moet kyk in totaliteit na die woord as 'n mens begin dieper delf in al daai goedjies. So ons sien in 1 Petrus 2 vers 22, hy wat Jesus is, wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Dis Jesus. Jesus wat daar absolutely niks sonde in was nie. Geen sonde gedoen het nie. En Jesus kom en hy kom vervul al hierdie wette vir ons en hy's gekruisig. En deur sy genade vir my en vir jou, dat wie ook al glo in Jesus Christus aangeneem word. 1 Korintiërs 5 vers 21 sê vir ons, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dis waar God het Jesus gestuur. Hy het Jesus sonde gemaak vir ons, dat hy op die kruis vasgepen was met spykers, wat geen sonde gedoen het, maar hy het sonde vir ons geword. Hy is ons hoëpriester. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk in die ander boek, bietjie later in hierdie sessie. Kolossense 1 vers 22 sê, in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. He did it for us. Jesus Christ. Everything points back to Jesus Christ. Die hele woord, van die begin tot en met die einde, verwys terug na Jesus toe. En julle, ek's lief vir die skrif, ek's baie lief vir die skrif, en dit voel dalk bietjie oorweldigend, hier's baie skrifte in hierdie notas in, maar is die waarheid, en ek wil altyd terug verwys na die woord toe, ons moet altyd teruggaan na die woord toe. Die woord is alles, die woord is wat het is. Soos die woord sê, jy kan nie byvoeg nie, jy kan dit nie verdraai nie, jy kan ook nie wegvat van dit af nie. Die woord is die hoogste gesag. En daarom, ek's lief daarvoor om al hierdie skrifte in te sit, want wat anderste is beter om te gesels oor die skrifte, en daaroor te gesels, en dit oop te breek. En ek wil altyd dit staaf met die woord van God. When I speak about Jesus, everything has to come from the word of God. Dit is die brood. Jesus is die brood, wat hy gepraat het, wat hy gesê het, it is what it is. Soos ek sê, alles kom terug by die een woordjie, liefde. Die liefde van God. Johannes 3 vers 16 tot 17 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En ek dink dit is vir my, dis die beste prentjie, as ek kyk na die woord liefde. Liefde, dis alles. Dit sê, hierdie skrif sê vir ons, dit kom uit 'n plek van liefde. Jesus het sy lewe neergelê vir ons, en as julle kan onthou in die, ek dink derde of tweede sessie, ek kan nie presies onthou nie, ons het baie gekyk na die Ou Testament, die Levitikus en al daai boeke, dat die lewe is in die bloed. Lewe sit in bloed. En Jesus was gekruisig, hy het sy lewe gegee, daai bloed was uitgestort, elke druppeltjie bloed vir ons. En hy het ons eerste gekies. Jesus het ons eerste gekies.
Nou lê die keuse by ons. So wanneer ons ander mense gaan vertel van Jesus, Jesus het dit reeds vir ons gedoen. Jesus het sy lewe neergelê vir ons. En ons kan lief hê omdat Jesus eers lief gehad het. Jesus het ons lief eerste. He loves us first. Hy het ons eerste lief gehad, soos hierdie skrif sê 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. So ons kan God lief hê slegs deur omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons kan mense om ons lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het. Everything births and comes from the source. Alles kom uit 'n bron uit. Daar's 'n skepper wat 'n skepping gemaak het. En die skepper wat die skepping aan mekaar gesit het wat ons insluit, meen ons is deel van 'n design. En is God wat hierdie design gemaak het. Hy het ons gemaak. En die skepper wat die skepping gemaak het, selfs die mens, jy's gedesign volgens God se oogpunt, sy liefde. It all comes from something. And we cannot deny this. Ons kan dit nie enigsins sonder Jesus voel jy so leeg. Ek weet nie van julle nie, maar 'n mens kan getuig die dag wanneer 'n mens Jesus aanneem of die dag wanneer jy begin stap met Jesus, jou lewe is anderste. Jy voel leeg sonder hom. En ons Skepper het ons gemaak in 'n so 'n manier dat we need him. So ons sien alles kom uit 'n plek van liefde. 1 Korintiërs 13 is vir my een van die mooiste skriffies, want dit vertel ons bietjie wat die liefde is. Nou, ek gaan nou net 1 vers 1 tot 3 aanhaal. Dit sê, al sou ek die tale van die mense en engele spreek, nou ons gaan bietjie nou daarna kyk, die werking van die Heilige Gees, maar dit sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbool geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. It all comes down to love. Alles is gebou om liefde. En ons gaan nou 'n bietjie kyk na die werking van die Heilige Gees en alles en rondom God se bediening wat in elkeen van ons gesit is. Maar op die einde van die dag, as jy dit net doen om dit doen is, en jy het nie die liefde nie, dan is jy 'n klinkende metaal of 'n lydende simbool. Jy's leeg. Alles kom uit 'n plek van liefde. En ek dink 'n huwelik is so mooi voorbeeld. Wanneer 'n man en 'n vrou trou, is omdat hulle lief is vir mekaar. Hoop ek. Maar liefde is 'n keuse wat jy maak. Dit is nie gebaseer op emosie nie. Liefde is 'n keuse wat jy maak. It's not based on emotion. So Jesus, God het 'n keuse gemaak. Hy gee Jesus vir ons deur genade dat ons aangeneem kan word, dat ons ook daai keuse het. Dis 'n keuse in ons lewe. Wil ek Jesus aanneem? Wil ek hom lief hê ook? Dit is dieselfde met as 'n man en vrou trou. Hulle kies om mekaar lief te hê. Hulle kies om mekaar se lewe neer te lê vir mekaar. Dis hoe dit moet lyk. As die man en die vrou trou, lê die man sy lewe neer vir sy vrou en sy vrou lê haar lewe neer vir haar man. Julle gee vir mekaar oor, julle raak een vlees. En dis dieselfde wat ons in verhouding met die Here is. Hy het ons gekies. Nou lê die keuse by ons. Kies ons hom ook. En ons maak daai keuse en jy uit liefde. Jesus het dit reeds gedoen. Hy het sy lewe neergelê. Lê ons nou ook ons lewe neer vir hom om hom te volg en in verhouding te wees. So alles kom terug in verhouding. Dis 'n verbond wat gemaak word. 'n Verbond breek nie sommer nie. Dis iets wat saamgevoeg is.
En dis hoekom ons die bruid is en Jesus is die bruidegom. En ons word saam in een. We're one. It's oneness. En jy vleg net meer in en jy lê meer af en jy sal sien hoe jy doen alles uit 'n plek van liefde. Wanneer jy iets vir iemand doen omdat jy net moet, daar's geen doel in dit nie. Maar wanneer jy iemand liefhet en jy doen iets vir jou sussie of jou boetie of vir jou vriend of jou vriendin en dit kom uit 'n plek van liefde, glo my jy gaan meer wil doen. Want jy's lief vir daai persoon. Jy wil alles doen. Jy wil vir daai persoon wys dat you just love that person. En jy sal uit jou pad uit gaan om alles te doen vir daai persoon. En alles kom terug uit 'n plek van verhouding, liefde. Johannes 14 vers 15 sê vir ons, as julle my liefhet, dis nou as ons God liefhet, bewaar my gebooie. So hoe het ons die Here lief? Wanneer ons sy woord nakom. Gehoorsaamheid in sy woord. Wat sy woord sê is wat ons volg. En dit kan ons slegs doen nie uit 'n wetlike aspek nie, maar uit die Heilige Gees wat binne in ons woon. Deur die Heilige Gees wat ons lei in verhouding. It all comes to relationship. As jy die Here liefhet, jy gaan wil sit by hom. Jy gaan by sy voete wil gaan sit en tyd spandeer saam met hom. Jy gaan sy woord wil nakom. 1 Korintiërs 13 vers 7 vir ons, die liefde, dit bedek alles, dit glo alles en dit hoop alles en dit verdra alles. En dis so vir my awesome in hierdie skrif hierbo wat gesê het, al het jy die geloof en jy kan berge versit. Dit kom weer terug na die werking van die Heilige Gees en ons gaan nou daarna kyk, maar as jy nie die liefde het nie, dan is dit niks. Want alles kom uit 'n plek van verhouding. Dit is hoe die Here ons ken, is 'n plek van verhouding. Ons gaan nou daarna kyk van die vrugte van die Gees en al daai goedjies. Dis in die volgende skyfie. Lukas 9 vers 23 sê vir ons en hy sê vir almal as iemand agter my, dis nou Jesus aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. So dis 'n keuse wat 'n mens maak elke dag. Selfs as jy getroud is, jy maak 'n keuse elke dag die manier hoe jy jou man gaan hanteer of jou vrou gaan hanteer. Jy lê jou lewe neer vir daai persoon. So jy moet jouself verloon, daai vlees, want ons is heeltyd getrek na die vleeslike manier, die vyand kom heeltyd en hy wil ons aanval, die vyand wil net steel, vernietig, verwoes. Hy wil ons, he wants to bring temptation. Hy wil alles uitdaag in ons dat ons in sonde kan verval en nie Jesus volg nie. En dis die ding, ons moet elke dag onsself, ons vlees verloon, want dit is so maklik in die vlees te val. En ons moet ons kruis elke dag opneem om Jesus te volg. Die feit van die saak is die woord sê, byvoorbeeld, jy moet Jesus lief hê, jy moet God lief hê met jou hele hart, siel en verstand en die tweede verbond is om die naaste om jou lief te hê, soos jouself. Nou, ek meen, daar's dae wat jy voel, sekere mense druk net die verkeerde knoppies en dit en dat. Dit is waar die self, jouself, daai vlees moet doodmaak binne jou, om meer soos Jesus te lyk. Soos wat Jesus ook sy lewe neergelê het vir ons. En jou kruis op te neem en hom te volg. So dis om meer soos die woord te lyk, dis om meer soos Jesus te begin lyk. En dis waar Romeine 12 vers 1 tot 2 kom. Het sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle jul liggame stel, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Julle dis 'n mondvol. Maar dit sê basies, ons liggaam is 'n tempel van God. Nou onthou julle in die Ou Testament, ek love dit om die Ou Testament en die Nuwe Testament saam te verbind. Onthou die tabernakel. Dis die plek waar hulle met die Here kom ontmoet het en waar hy 'n wolk afgedaal het en met Moses gepraat het en dis waar hulle die offers gedoen het, die priesters. Dis heilig. En dis dieselfde vandag. Daai was net 'n skaduwee gewees. Julle wat awesome is dat die Heilige Gees woon in ons.
Ons hoef nie Jerusalem toe te gaan om te gaan aanbid nie. Die Heilige Gees woon in ons en ons liggaam is 'n tempel van God. En dus ons moet 'n omgewing skep vir Heilige Gees om in te bly. En wanneer die Heilige Gees in ons kom woon, wanneer ons Jesus aanneem, dan kry ons 100% van die Heilige Gees. Ons kry nie net 50% nie, ons kry 100%. Die verskil kom is waar ons, hoeveel laat ons toe dat die Heilige Gees van ons kan hê. En dis hoe die Heilige Gees meer manifesteer en ons kan sien hoe Jesus lyk in daai persoon se lewe. Want dit kom alles neer van ons lê ons lewe neer, neem ons kruis op en ons volg Jesus, dat Heilige Gees deur ons kan beweeg. En alles kom terug na die gedagtes. Alles kom terug hiernatoe. Dit sê sodat ons moet ons gedagtes vernuwinge bring. Ons moet alles toets. Met ander woorde, as die vyand vir jou kom sê, ek gaan nou net 'n voorbeeld vat, jy is nie goed genoeg nie. Dan moet jy dit gaan opweeg met die waarheid, wat die woord van God is. En die woord van God sê, ek is 'n kind van God. Ek is goed genoeg. Jy weeg dit op met die woord van God. Jesus het my eerste gekies. Hy het my eerste lief. Nou, hoe kan ek nie goed genoeg wees nie? So dis 'n leuen van die vyand. Met ander woorde, jy kan slegs Jesus uitleef en jou gedagtes vernuwe soos wat jy die woord ken. Soos wat jy onder die woord sit of die woord luister of self lees. As jy toelaat dat die woord jou transformeer, dit begin soos openbarmaking te word. Dis wanneer ons gedagtes verander word en meer soos Jesus lyk. We have to constantly fight this fight in our mind of what is truth, wat is waarheid en wat is leuns. So byvoorbeeld, Jesus is op die kruis gekruisig vir ons. Dit sê dat hy het al die siektes, al die diseases, al die goed op hom geneem. Dis wat die woord sê. Nou word jy aangeval deur 'n siekte byvoorbeeld. Wat het die woord gesê? Ek is gesond deur die wonde van Jesus. So dis 'n mind ding. Gaan jy die waarheid glo of gaan jy die leuen van die vyand glo? En dis waar autoriteit in kom. Nou moet jy die autoriteit neem. Die geveg is reeds gewen. Jesus het dit reeds op die kruis gedoen. Dan sê die Here vir ons, hy gee vir ons die autoriteit. Met ander woorde, dis hoekom ons bid ook. Dis hoekom ons lewe hierdie lewe nog steeds. Al die vuilheid van die vyand, dit gaan nie weggaan nie. Maar die Here gee vir ons die regte tools om te kan oorkom. Want Jesus het reeds oorkom. So ek sê nie dat nou neem jy Jesus aan, nou gaan alles net goed gaan en awesome gaan nie. Nee, daar gaan gevalle wees wat 'n mens deur trials en testings en waar jy geloof getoets gaan word. Want dis hoe jy Jesus ken. Dis jou identiteit wat jy in Christus het. As byvoorbeeld nou raak 'n mens siek byvoorbeeld. Die woord sê dat ons is gesond deur sy wonde. Jesus het dit reeds aan die kruis gedoen. So wat verwag die Here van ons? Ons moet nou in ons autoriteit staan. As 'n dogter van God, ek staan in my autoriteit. Siekte, jy het nie 'n plek in my liggaam nie. En jy bid, Here, maak my gesond in Jesus naam. Deur die bloed van Jesus het dit reeds gedoen. En ek bestraf daai werke van die vyand en ek neem die autoriteit wat die Here vir ons gegee het, want is gedoen deur Jesus. So die grootste geveg, en hier is 'n skrif wat ons kan dieper en dieper en dieper in gaan, is die gedagtes hierso. Jy toets dit. Dit sê in Engels, you have to take every thought captive. So as daar iets gebeur, 'n situasie, die Heilige Gees moet jou lei en soos jy die woord ken en soos jy in verhouding met die Here is, wat is reg, wat is verkeerd? Okay, julle ek toets dit en ek kyk dit volgens die woord en met die Heilige Gees. Wat is reg, wat is verkeerd? So die grootste geveg kom in met ons gedagtes. Ja, daar's geestelike aanvalle en ons gaan bietjie nou daarna kyk van die geestelike aspek daarvan, maar Jesus het dit reeds op die kruis gedoen. Die vraag is, glo jy dit? Hoe diep is jou identiteit in Christus? En hierdie is 'n constant ons kom daar elke dag. Jy raak meer en meer soos Jesus. En jy gaan sien, so as jy Jesus aangeneem het, dis 'n aanhoudelike proses of becoming.
this bride for our bridegroom. Dis dieselfde as jy kyk na huwelik. Julle leer mekaar ken in die begin en dan raak dit diep. In die begin is dit die honeymoon phase en dan begin mens die diepe waters begin stap want dan jy doen lewe, life still goes on. En jy stap hierdie verhouding uit met jou man of jou vrou en jy leer die persoon beter ken en jy kom agter wag hierdie dingetjies skrap. Dis goedjies wat ons moet opwerk. Kom ons lyk meer soos Jesus. Dis dieselfde ding met ons verhouding met die Here. Ek dink, jy weet, 'n groot vir my ietsie, ek het 'n video gekyk die ander dag en dit het eintlik so mooi gesê. Dit kom weer terug na die wet wat, jy weet, jy moet dit en dit en dit doen. Waar Nuwe Testament is soos al voel jy wanneer jy nie wil bid nie, dis eintlik wanneer jy moet bid. Dis wanneer jy moet gaan na Jesus se voete toe, want is deur genade. Iets wat ek gesien het is sonde hou mens weg van ons verhouding met die Here. Maar dis dan wanneer jy eintlik moet gaan na die Here toe en sê, help my, vergewe my, want ek kan nie dit op my eie doen nie. Moenie weghardloop van die plek van verhouding met die Here nie, in verbondskap nie. Dis dieselfde in 'n huwelik. Wanneer daar probleme is, praat dit uit. Kom terug na mekaar toe, werk dit uit. As jy nie gaan praat daaroor nie en jy gaan net jouself eenkant hou, dit gaan dit net erger maak. Dit raak 'n groter gat en 'n groter muur wat gebou word. En dis die verskil, julle, daar is genade by Jesus. En ons, dit is 'n constant becoming like Jesus, being in relationship with him. Alright, so nou gaan ons bietjie kyk na die Heilige Gees. En ons wou die vorige sessie al daarna gekyk het, maar ons het net deur so baie goed gedraf in die vorige sessie. En ek wil hierdie goedjies uitlig. Weer eens soos ek gesê het, ons kyk na basies na die briewe van Paulus. Daar was ek dink 13 van hulle. En dis moeilik om in elke boek deur te gaan om fisies dit is 'n Bybelstudie op homself om te sê okay, kom ons kyk byvoorbeeld net na die boek van Galasiërs of ons kyk net na die boek van Romeine. Ek probeer in hierdie werkswinkel net die basiese goeders neerlê, die fondasie wat jou gaan help dieper verstaan die eenvoudige goed van dit en dan kan jy gaan sit en deur die brief werk en deurwerk. Alright, so die rol van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n persoon. So God is die Vader, is Jesus die Seun en is die Heilige Gees. Dis drie persone, drie afsonderlike rolle soos wat ons ek dink na sessie 1 na gekyk het. So die Heilige Gees kom woon binne in ons wanneer ons Jesus aanneem. Die Heilige Gees is vir ons 'n guide. That's your best friend. Ek sê vir julle, dit is 'n voordeel as 'n mens 'n kind van die Here is, because you just know stuff. Die Heilige Gees help jou om elke dag te doen. Soos ek al gesê het, ek dink ek wou nog hierdie getuienis gegee het. Die eendag toe ry ek en ek's op pad werk toe. En ek hoor duidelik, ek hoor dit in my gees. Moenie reguit ry nie, draai regs. En ek sê okay, en ek vat toe die pad regs en ek wil nou regs gaan draai, maar die robot is nou rooi. En letterlik ek sit daar en ek kyk in my triespieël en ek sien hier kom 'n kar agter gery en 'n bus. En die bus se brieke het ingegee. En ek sien hoe hierdie bus het alles gebeur slow motion, maar dit gebeur ook so vinnig. Jy weet as iets soos dit gebeur. En ek sien hierdie bus slaan hierdie kar waar ek moes gestaan het. Want Heilige Gees het vir my gesê, draai regs. Moenie reguit ry nie. Ek sou daar gewees het. Dit sou ek in daai kar gewees het wat gestamp sou gewees het of in daai ongeluk gewees het. Maar Heilige Gees het vir my gesê, Bianca, draai regs. Dit is die Heilige Gees. Wanneer jy in verhouding met die Heilige Gees is, dan hoor jy die Vader se hart. Hy wys jou die dag. As jy gebid het, Here, beskerm my. Pleit die bloed van Jesus oor my vir die dag. Gaan die Heilige Gees jou ook wys wanneer moet jy links draai, wanneer moet jy regs draai.
Want die vyand, daar's 'n skrif wat sê die vyand wil vernietig, verwoes, hy wil steel. Die vyand wil doodmaak. Satan se missie is om dood te maak. Hy wil verwoes, hy wil steel, hy wil vernietig. Hy wil jou lewe uitmekaar uithaal. Maar die goeie nuus is Jesus. Jesus het dit reeds op die kruis vir ons gedoen. Hy het alreeds die oorwinning vir ons gegee. En wanneer ons Jesus aanneem, kry ons al hierdie tools. Ons kry die Heilige Gees, eerste, foremost and the best thing ever. Heilige Gees woon in ons, wat met ons gedurig praat en lei en waarheid met ons deel. Waar ons nie onnodige deure vir sonde oopmaak nie. That's the Holy Spirit. Dis die Heilige Gees wat binne ons woon. Ons het heerlikheid binne in ons. Ons het 'n stukkie God binne in ons. Dis verhouding, julle is een. Ons is wanneer jy Jesus aanneem, you're becoming one. Dis soos man en vrou wanneer hulle trou, word hulle een vlees. Geen mens kan hulle skei nie, hulle is een vlees. Net God kan skei. So die rol van die Heilige Gees, kom ons kyk. Die Heilige Gees verheerlik en getuig van Jesus. Dis in Johannes 16 vers 14. So onthou julle, ek het julle 'n bietjie vertel van ek het julle 'n bietjie vertel van wanneer toe ek by Jerusalem was. Toe ek by die graf was waar Jesus opgestaan het. Daar was 'n vrede. Ek kan dit nie in woorde sit nie. Dis 'n bonatuurlike vrede wat ek ervaar het. Dit is die Heilige Gees wat getuig het van Jesus. Want die Heilige Gees se rol is om Jesus to make him known to us, to make him revelation, om hom openbaarmaking aan ons te maak. Wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. En dit is wat die Heilige Gees doen. Hy getuig van Jesus. Die Heilige Gees neem 'n permanente woning binne ons. Dis in Efesiërs 1 vers 13 tot 14. Die Heilige Gees oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So daar's altyd sonde, daar's geregtigheid, it's bad, it's the good, en dan daai twee saam word geoordeel. So die sonde, it's the bad thing, which is not the word, wat nie die woord is nie. Dis sonde, dan kry jy geregtigheid. En as jy die twee opweeg, daar's oordeel. En dan wat is reg? Obviously geregtigheid. Dis hoe die Jesus manier lyk. Dit is die woord van God. So dis wat die Heilige Gees doen. Hy gaan vir jou altyd aanspreek. Dis jou keuse of jy wil aandag gee tot dit. Dis jou keuse of jy gaan aandag gee tot what is grieving Holy Spirit or what is not grieving him. Ons grief die Heilige Gees wanneer ons sonde kies. Die Heilige Gees hou nie daarvan nie, want die Heilige Gees is waarheid, Heilige Gees is rein, Heilige Gees is skoon, sag, rein, heilig. Die Heilige Gees, dit sê dit, heilig. So, die Heilige Gees gaan jou aanspreek. Selfs, ek gaan 'n voorbeeld vat, as jy vloek, jy gaan voel, wanneer jy jou lewe vir Jesus gegee het, daai vloekery, dit sit nie meer lekker in jou nie. Dit sit nie meer nie. En dis Heilige Gees wat jou aanspreek. Die Heilige Gees lei ons in waarheid. Johannes 16 vers 13. Die Heilige Gees tree in vir ons in gebed. Nou dit is wanneer ons in tale bid of wanneer ons enige gebed doen. Heilige Gees tree in vir ons. So Romeine 8 vers 26 tot 27. As jy gedoop is met die Heilige Gees en jy taal ontvang, wanneer jy in jou taal bid is wanneer Heilige Gees, dis 'n taal wat jy nie verstaan nie, maar Heilige Gees tree in vir jou, namens jou. Jy bid iets wat jy nie weet nie, maar dis 'n gebed wat in die perfekte wil van God is. Die Heilige Gees bekragtig 'n gelowige om ander dit te bedien. Dit is Handelinge 1 vers 8. So wanneer jy Jesus aangeneem het, moet dit nie vir jouself hou nie. Go tell the world about Jesus. Jy is nou daar om ander te gaan vertel. Jy is daar om die lig te gaan skyn vir ander mense. En die Heilige Gees is wat ons bekragtig om die werk van God te kan doen. Die feit dat ek hier sit en 'n Bybelstudie doen, dis nie ek nie. Dis nie Bianca nie. Glo my julle, ek kan nie. Dis Heilige Gees deur my. Net die Heilige Gees kan deur my praat. Ek kan nie goed uitdink nie. Ek kan nie ek is nie awesome nie.
I'm nothing. Ek is net 'n dogter van God. Maar ek kan die werk doen van die Here, want is die Heilige Gees wat dit deur my doen. Wanneer ek profeteer, wanneer ek woord bring, wanneer ek bid vir iemand vir genesing, dis nie ek nie. It's Jesus that already did it en is sy Heilige Gees wat op ons uitgestort is dat ons die werk van God kan doen. Dis nie ons nie. Dis net Heilige Gees. Dis hoekom ek sê wanneer jy plek maak vir die Heilige Gees, kan Heilige Gees deur jou beweeg om die perfekte wil te hê om die werk van God te kan doen. Kom ons kyk 'n bietjie hoe was die Heilige Gees in die Ou Testament versus die Nuwe Testament. Julle sal sien in die Ou Testament terwyl ek deur al die boeke so gegaan het, was daar spesifieke mense wat die Here gekies het om sy werk te doen. Ek gaan byvoorbeeld vat Saul, Dawid, Samson, Deborah, Samuel. Daar's so baie mense julle. Dit is mense wat die Here gekies het, waar hy gekies het om sy gees uit te stort oor hulle om die werk te kan doen van God, om hulle te kan bekragtig om die werk te doen. So ek gaan 'n voorbeeld vat. 1 Samuel 19 vers 20 sê: Daarop stuur Saul boodskappers om Dawid te gaan haal, maar toe hulle die skare profete sien profeteer met Samuel as leier, onthou Samuel was 'n groot profeet, het die gees van God oor die boodskappers van Saul gekom sodat hulle ook geprofeteer het. So Ou Testament en Nuwe Testament verskil is, Ou Testament, die Here het spesifieke mense gekies waarop die Heilige Gees oor hulle gekom het om te kan profeteer, om te kan bid vir die siekes, om God se werk basies te kan doen. Nie almal het die Heilige Gees gehad nie. En dis waar die verskil kom in die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament, en Joël het daarvan geprofeteer in hoofstuk 2 vers 28. Hy het gesê, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, en julle jongele sal gesigte sien. Met ander woorde, Nuwe Testament, Jesus het die wet vervul, Jesus kom, en hy het gesê, hy laat die Heilige Gees agter. Hierso, Matteus 3 vers 16 sê het dit ook mooi gesê. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God, soos 'n duif neerdal op hom. So, Jesus het ook die Heilige Gees genodig, om die werk te kon doen. Ek weet nie of julle kan onthou nie, in een van die sessies het ek gepraat van Jesus, toe hy groot geword het, en toe hy nou in sy bediening stap, wat het gebeur? Hy was gedoop, Johannes die doper het hom gedoop, deur die dooppad, perfekte voorbeeld wat vir ons gestel is, en toe gaan hy in 'n wildernis, en hy het in vasting gegaan, en hy gaan soek die Vader, en vyand wou hom ook hy het hom kom aanval, en vir hom gesê dit en dat, he brought temptation, maar Jesus het weerstaan, en toe was Jesus gevul met die Heilige Gees, hy het bonatuurlik met 'n krag daar uitgestap. Dit is wat die Heilige Gees doen. Dis die Heilige Gees wat deur ons werk. So, Ou Testament, spesifieke mense was gekies waar die Gees oor hulle gekom het, byvoorbeeld om te profeteer, soos in hierdie voorbeeld nou van Saul, toe hulle daar gekom het, toe kom daai gawe van profesie oor hulle, en die Gees het oor hulle vaardig geword. Nuwe Testament, as jy Jesus aangeneem het en die Heilige Gees kom woon in jou, meen het alles, dis nie net soos Ou Testament sekere mense is geselekteer nie, of ewen ons gaan nou 'n bietjie praat van die bediening ook, die vyfvoudige bediening, maar die Heilige Gees is in jou, en wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, nou, dis 'n hele ander teaching wat ons kan doen, maar wanneer jy word bekragtig deur die Heilige Gees, om die werk van God te kan doen. Jy sal sien, daar gaan 'n bonatuurlike boldness oor jou kom, soos Paulus, hy kon net gaan praat en bedien, wanneer die Heilige Gees deur jou werk, glo my, dis nie ons nie, dis nie ek Bianca nie, wanneer die Heilige Gees begin deur my werk, ek weet nie, daar gebeur iets, ek raak bold, ek raak
Ek werk deur die Gees, deur die Heilige Gees wat my werk. So Nuwe Testament, Heilige Gees is vir ons elkeen gegee wanneer jy Jesus aanneem. En daarom kan ons God se werk gaan doen. Heilige Gees werk deur ons. So wanneer ons daai groot opdrag uitvoer, met ander woorde, gaan lê die hande op die mense, gaan bid vir die siekes, dryf die duiwels uit. Alles kom deur die werking van die Heilige Gees en dit is uitgegiet op alle vlees, want julle daarvan geprofeteer. Dis vir jou en vir my. Dis vir almal om God se werk te kan doen. Nou, dis Ou Testament versus Nuwe Testament. Dit is waar die verskil in kom. As ons nou kyk na ons vat nou die geestelike gawes en die vrugte van die Gees, okay? Toe Jesus gedoop was, het hy 'n simbool gebruik. Hy het gesê die Heilige Gees lyk soos 'n duif. Nou, dis hoekom ek hierdie duifprentjie ingesit het met die vuur agter. Dis die vuur van God, dis die Heilige Gees. Um kyk hier twee vlerke en vision dit, sit dit in 'n prentjie in jou kop dat die Heilige Gees lyk soos 'n duif, okay? Nou, 'n duif is as jy 'n sudden movement maak, gaan jy hom wegjaag. Okay? So Heilige Gees, sag, nederig, heilig. Wanneer ons plek maak vir die sonde, dan ons grieve hom, ons grief hom. So ons moet 'n omgewing skep vir Heilige Gees om te kom woon in ons en laat die vrugte van die Gees kan deur ons gedra word. So die Heilige Gees is wat deur ons werk. Nou, ek het nou nie die skrif hier ingesit nie en ek moes seker ek sal hom na die tyd gaan insit in die notas voordat ek dit oplaai op my channel. Maar basies die gawes word vir ons gegee onherroepelik. Ek dink is in Romeine 11, dink is vers 29 of iets. Dit sê dat die gawes en die roeping word gegee aan die mens onherroepelik. Met ander woorde, jy is geroep. Ek gaan byvoorbeeld myself vat. Bianca is geroep vir 'n spesifieke rol en roeping op hierdie aarde. Okay? My naam is vir my gegee vir 'n rede. My naam dra krag en waarde. Hier is Bianca. Bianca is geroep vir 'n spesifieke roeping op hierdie aarde. Okay? Ek het 'n spesifieke doel om uit te leef. Nou, ek sê nie jy moet in die bediening wees om jou roeping te kan uitleef nie, want ons elkeen is spesifiek geroep vir hoe ons lewe moet lewe en ons gaan almal eendag voor die Here staan en we're going to give account to the Lord wat het ons gedoen en wat ons nie gedoen het nie, want jy het 'n roeping. Nou, jy weet, iets eenvoudig soos 'n mamma. As die Here daai persoon as 'n mamma geroep het om haar kinders groot te maak tot die beste van haar vermoë en dis waarvoor die Here haar geroep het en nog ander goed in die lewe, dan het sy presies gedoen wat sy moes. As die Here haar nie geroep het om, kom ons sê byvoorbeeld 'n evangelis te wees nie, dan moenie 'n evangelis word nie. Ons moet doen wat die Here ons elkeen voorgeroep het en dis 'n saak wat 'n mens met die Here uitwerk en wat die Here met jou sal praat, die Heilige Gees. Nou, ek is geroep vir wat ek geroep is in die werk van God. Nou, die Heilige Gees wat deur my werk, daai word alles gegee onherroepelik. Met ander woorde, jy sal sien dat al is my lewe nie perfek reg nie, kan die Heilige Gees nog steeds deur my werk. Dis die awesome gedeelte. Dis ook 'n baie gevaarlike gedeelte, maar is ook awesome. Dat ek hoef nie perfek te wees om deur die Here te gebruik te word nie. Ek kan nog probleempies en goeters hê wat ek uitwerk, sonde goed wat ek nog uitwerk met, jy weet, en meer heilig word, maar ek hoef nie perfek te wees nie. Nou dis 'n goeie ding in die sin van want niemand is perfek nie, maar dit gebeur baie keer dat daar's mense wat in die bediening gaan of ons mense wat 'n pad met die Here stap en hulle kry kom ons sê die gawe en hulle werk baie sterk in die gawe van genesing en nou begin hulle 'n bietjie van die pad af te dwaal en hulle doen sonde goed. Hulle kan nog steeds bid vir mense vir genesing. Daai goed gaan nog steeds plaasvind, genesing gaan gebeur,
Want dis 'n gawe gegee onherroepelik. Met ander woorde sonder bekering. Dis gegee, dis 'n geskenk. Die Heilige Gees is 'n geskenk. Die doping met die Heilige Gees is 'n geskenk. Jy vat nie iets terug wat 'n geskenk is nie. Met ander woorde, die Vader het die Heilige Gees gegee as 'n geskenk. Die Vader gaan dit nie terugvat nie. So, dit is 'n baie gevaarlike plek in die sin van daar's 'n skrifgie wat praat daarvan wat sê daar's 'n gedeelte wat sê ja, julle duiwels uitgedryf, julle siekes gesond gemaak en al goed, maar Jesus sê ek ken julle nie. En dan sê hulle maar hoe, hulle het dit en dit gedoen, alles in die naam van Jesus. Hy sê ek ken julle nie, want jy sien, dit kom terug op 'n verhouding met die Here. Dit kom terug na die vrugte van die Gees. En dis hoekom ek hierdie half kan ek sê het ek in balance gesit. Hier is 9 geestelike gawes en hier is 9 vrugte van die Gees. Kom ons kyk na die duif. Daar's 2 vlerke. Aan die een kant is dit die 9 geestelike gawes en aan die ander kant is dit die 9 vrugte van die Gees. As ons kyk na die vrugte van die Gees, Galasiërs 5 vers 22, dis liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou julle, wanneer ons na iemand kyk, ons sien hoe hulle optree. Mense lees nie almal hulle Bybel nie, so hulle kyk na wat doen mense. En daarom jy kan iemand uitken deur die vrugte van die Gees. Dis nie te sê iemand doen die werk van God en hulle dra die vrugte van die Gees nie, of jy kan duidelik sien waar 'n persoon se verhouding met die Here staan deur te kyk na die vrugte. Jy ken hom uit deur sy vrug. Daar's 'n skrif ook wat sê jy ken iemand uit deur die vrug. En dis hoekom dit so belangrik is wanneer ons ook die werk van die Here doen, dat daar 'n balans is tussen die vrugte van die Gees en die geestelike gawes. As ons kyk na Dawid en Saul, nou voel dit ek gaan nou weer in 'n teaching in, maar Dawid en Saul. Saul het nie die karakter gehad nie. Hy het al die gawes gehad en hy het lelik tot 'n einde gekom, 'n baie lelike gat geval en die Gees het onttrek van hom af. En gaan kyk julle na Dawid. Hy het deur 'n wildernis gestap waar hy gevorm was, sy karakter was gevorm. Maar sy karakter was so gevorm hy het die vrugte gedra. En hy het geweet wanneer hy iets verkeerd gedoen het, het hy altyd teruggegaan na die Here toe. Dis die verskil. Sy karakter was gevorm gewees. So, dis hoekom daar so 'n balans moet wees. Tussen die vrugte van die Gees en die geestelike gawes. Nou ons kan in diep Bybelstudie gaan op elke vrug, maar daar is skrif op elke vrug. En ons wil meer soos Jesus lyk. Ek ken iemand uit op die vrugte, nie hulle gawes nie, want die gawes word onherroepelik gegee. Met ander woorde, Bianca is geroep vir 'n spesifieke rol in die vyfvoudig bediening. Jy is geroep vir jy het spesifieke geestelike gawes wat baie diep sterk voorkom by jou. Dit gaan die Here nie terugvat nie. Hy het dit gegee as 'n geskenk. En daarom ken 'n mens iemand uit nie op die gawes nie, maar op die vrugte. Jy voel dit aan in die Gees. Jou Gees sê vir jou wanneer jy iemand kan vertrou of hoe hierdie persoon is of wat ook al. Dan die 9 geestelike gawes kom in 1 Korintiërs 12 voor vers 4 tot 11. Dit is die geestelike gawes wat deur die Heilige Gees gegee word om die werk van God te kan doen. Dit is die wysheid, die woord van kennis, geloof, gesondmaking, werking van kragte, profesie, onderskeiding van die geeste, allerhande tale en uitleg van tale. Nou, ek sê dat jy kan al die geestelike gawes in gebruik en in beweeg. Maar jy gaan sien daar spesifieke gawes wat baie sterk in jou voorkom. So ja, jy gebruik hoe kan ek sê you pray as what is needed and you operate through what is needed in that moment. Met ander woorde, jy gaan nie 'n profetiese woord vir iemand gee wat eintlik genesing nodig nie. Jy gaan bid eerder dan mos vir genesing in plaas van 'n profetiese woord te gee. So die geestelike gawes, die hele Heilige Gees is ons gegee 100%. Jy kry nie net sekere gawes nie. Jy het sekere gawes wat baie sterk in jou voorkom, wat jy beweeg in daai gawe wanneer dit nodig is, maar jy kry die hele package, jy kry die hele Heilige Gees. En dan as ons bietjie kyk na die vyfvoudige bediening,
Dit kom voor in Efesiërs 4 vers 11. Dit is gawes wat gegee is vir ons in die bediening. So dis mense wat vir God se werk spesifiek, hulle is net in die bediening ingeroep en hulle doen God se werk. Nou hulle hoofrol is om die heiliges toe te rus. Met ander woorde, hulle moet basies die mense, die liggaam van Christus toerus om die werk te gaan doen. So kom ons sê in 'n kerk, daai pastoor het dalk 50 mense na 'n kerk. Hy moet daai 50 mense so toerus dat daai 50 mense kan uitgaan en gaan vermenigvuldig om nog 100, 200 mense disippels te gaan maak, Jesus te gaan vertel, te gaan werk deur die geestelike gawes, weet hoe om deur dit te werk. En dit is eintlik die rol van die vyfvoudige bediening. Hulle is 'n gawe alkeen. Dis die apostels, die profete, die evangeliste, die herders en die leraars. Hulle is 'n gift van Jesus af. Hulle reflekteer 'n spesifieke gawe baie sterk wat Jesus was al 5 gewees. Byvoorbeeld, as jy onder 'n evangelis gaan sit, jy gaan sien daai genade is so vloeiend. Jy voel jy wil almal gaan vertel van Jesus, want 'n evangelis se werk is om siele te red. En hy bring die siele in en dan is dit die herderspaar, die pastore wat daai siele wat nou gered is om hulle te lei en te leer en oor hulle te kyk oor hulle kudde. Dan kry jy leraars wat jy sal sien hulle kan die woord van God so oopbreek. Dit breek my brein hoe hulle skrifte oopbreek want hulle is daai gawe as 'n leraar. 'n Profeet, dan sal jy sien hulle praat net van drome, visioene, wat het die Here gesê? Um Hulle tree op as 'n profeet. Daai kom baie sterk voor hulle. Intercessors ook kom baie in hulle voor. En jy sal kyk wat het Ou Testament van profete gesê. Nuwe Testament verskil so 'n bietjie met Ou Testament. Maar hulle hardloop ook baie saam met apostels en die apostels is die wat die kerke gaan plant. So ja, daar's 'n werk en 'n gawe. Hierdie vyfvoudige bediening word vir ons gegee om die liggaam van Christus toe te rus. En dis awesome hoe die Here die liggaam bymekaar gesit het. En dit is ons volgende skyfie wat ons nog gaan kyk. Julle, dit is net die Heilige Gees, dis opgesom. Daar's soveel diepte wat ons in kan beweeg, maar ons kan nie in alles gaan nie en dit is 'n hele Bybelstudie op sy eie, maar die doel van hierdie Bybelstudie fondasie is net om daai bietjie fondasie te gaan lê en dan kan jy dieper gaan kyk in alles in. Ietsie belangrik wat ek wil uitlig is die liggaam van Christus. Nou in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 14 sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam al is hulle baie een liggaam is, so ook is Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne en ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. En hierso hierdie hele 1 Korintiërs 12 praat van, ons is 'n liggaam van Christus. Ons is almal lede. As jy Jesus aangeneem het, is jy deel van hierdie erfporsie. Ons almal vorm deel van hierdie liggaam van Christus. En dit sê basies dat ons is almal lede, elkeen is 'n deel van een liggaam. Ons is in eenheid. Een ding wat ek kan sê van die Here is, daar's altyd eenheid. Met ander woorde, ek is byvoorbeeld die hand, iemand anders is die vinger, iemand anders is die arm, iemand anders is die skouer, iemand anders is die voet, iemand anders is die oog. Maar ons is almal deel van een liggaam. So dit is hierdie voorbeeld wat die Here nou hierso probeer uitlig vir ons of Paulus eintlik om te sê dat ons is soos 'n liggaam. Ons is een liggaam, maar ons nodig al die dele om te kan funksioneer. En dis die mooi deel julle. Dit is hoe belangrik dit is dat maak nie saak in wat se kerk jy is, of jy nou in Pinkster is en of jy nou in wat ook al is, NG Kerk wat ook al, ons almal is deel van een liggaam. Ons is in eenheid. Eendag gaan ons in die hemel as een familie wees. Daar's een Heilige Gees wat deur almal werk. Dis dieselfde gawes, alles, ons is al hierdie dele wat benodig word. En ek dink een ding wat baie diep uitgelig word in die briewe van Paulus is, hy sê hoe 'n liggaam moet funksioneer. Nou, julle wanneer ons in 'n kerk setup is, daar's altyd orde in die werk van God. As jy gaan kyk na die Ou Testament, die boek van Numeri is
Julle, dit breek my brein hoe georganiseerd God eintlik is. Maar daar's altyd orde en daar's altyd dis baie intentioneel hoe die Here dinge in mekaar gesit het. Nou, hierso wil ek jou aanmoedig dat jy het 'n plekkie in Christus. Jy's dalk die vinger, maar glo my, daai vinger is baie 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 belangrik. Wanneer daar een deel nie in die liggaam is nie, dan moet een ander deel baie harder werk. En glo my, die hand gaan nooit die vinger kan wees en die vinger gaan nooit die hand kan wees nie. Ons nodig mekaar. En dit is hier waar die Here kom uitlig dat of Paulus, deur Paulus het die Heilige Gees geopenbaar hoe ons moet funksioneer. So daar moet altyd orde wees. Julle gaan sien daar's 'n pastoor in plek, daar's leierskap in plek, daar's dalk 'n kerkraad, daar's 'n gebedsspan. Die kerk funksioneer in orde. Daar moenie wanorde wees nie, want God is nie iemand wat die mekaar gaan bring. God is not a God of confusion. Daar's orde. En daar's 'n plekkie vir almal. Dit gaan verder. Dit sê eintlik dat nie een persoon is hoër as die ander nie. Elke deel is gelyk. En inteendeel, die wat ons as minder ag, wat lyk of hulle dalk nie die mic en die platform daarvoor soos 'n pastoor nie. Inteendeel, daai mense eer ons nog meer, ons gee vir hulle groter eer. Want ons nodig elke deel van die liggaam. So dis wat basies 1 Korintiërs 12 sê. En al die briewe van Paulus, dit fokus baie op elkeen het 'n rol om te speel. Ewen 'n man en vrou wanneer hulle getroud is en kinders, daar's 'n rol wat uitgespeel moet word. As jy 'n man is en 'n pappa is, daar is 'n verantwoordelikheid op jou en die woord gee vir jou duidelik instruksies en leiding van hoe 'n pappa en 'n man moet wees. Selfde in die liggaam van Christus. Elkeen het 'n plekkie. Dit sê so 'n bietjie verder in vers 28 tot 31. En God het sommige in die gemeente gestel in die eerste plek apostels, dan tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie en almal is tog nie profete nie. Almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle nog 'n uitnemender weg. Met ander woorde, ons almal nodig mekaar. Elkeen het 'n plekjie om te vervul. Ek sê dat vir 'n pastoor om kerk te kan hê en kerk te kan hou, nodig hy elke liggaam. Elke deel, elke persoon in daai kerk speel 'n rol. En dis waar ons bietjie nou verder kyk. Ek wil vir julle eintlik uitwys. Romeine 12 vers 6 tot 8 sê, ons elkeen is 'n gawe. Nou, daar's 7 van hulle. You will lean, partykeer gaan jy 'n bietjie van die ander gawes hê, want mense smeer af op mekaar, so jy sal sien jy leer van ander, en jy leer, obviously, ons almal word meer soos Jesus. Maar as 'n gawe wat regtig uitstaan, en dit is wat die Here vir jou gegee het. En daar's die profeet, die dienaar, die leraar, die bemoediger, die gewer, die leier, en dan die ontfermer, wat ook die helper genoem word. Nou, hierdie profeet is nie die profeet, die bediening profeet nie, dit is die gawe profeet. Met ander woorde, is iemand wat, hulle sien nie grys area nie, is of swart of wit. Jy gaan dit duidelik sien, jy ken net daai mens. Daar is iemand wat in jou kop opgepop het nou, toe ek dit genoem het. Die dienaar, daar's altyd 'n tannie by die kerk, wat die plek die beste kan opmaak. Sy maak die hele plek op, sy skep die hele omgewing, sy sit die kos uit, sy hardloop op en af, jy sien, sy's 'n dienaar. Daai gawe kom net verskriklik sterk voor in haar. Nou, jy kan enige van hierdie gawe wees, en jy het nog ander talente. Onthou, talente is heeltemal iets anderste. Byvoorbeeld, jy dalk die talent om te kan sing. So jy's dalk een van hierdie gawe. Want ons alkeen, ek is die bemoediger. Jy gaan sien, ek wil jou altyd bemoedig. Maak nie saak waar ek is nie. Ek is altyd daar, ek is baie lief vir die detail van mense. Ek hou van om mense by mekaar te bring. Jy gaan my sien altyd mingle met mense, gesels en dis wie ek is, want God het my gemaak so.
Maar dis die gawe wat ek het. Dan het ek ook talente. So byvoorbeeld ek kan byvoorbeeld gitaar speel. Dis iets wat jy ook kan bring na die tafel toe vir Jesus. Want onthou ons doen alles vir die Here. Alles wat jy doen, doen jy vir die Here. En en dan, ek gaan nou opgaan met weer terug, dan geestelike gawes werk ek ook weer in. I operate through that for what he has given me in that moment. So okay, kom ek bid gou oor iemand wat dalk genesing nodig. Dit kom dalk baie sterk vir my of profeseer. Daar's iets wat jy altyd gaan sien baie sterk voorkom in daai persoon en dan ook vyfvoudige bediening. So julle hier's so baie. Hier's so baie nuggets, hier's so baie wat in mekaar sit. Um dis nie net vir mense wat in die bediening is nie. As elke persoon het 'n plekkie in die liggaam van Christus. Inteendeel, kom ons vat vir Billy Graham. Hy was 'n evangelis. En laat ek vir jou sê, die mense wat vir hom gebid het, daai tannetjies wat vir hom gebid het, wat niemand van weet nie, hulle gaan ook 'n kroon kry in die hemel en hulle het presies gedoen wat hulle moes doen. Soos baie intercessors, jy weet nie van hulle nie. Hulle is baie stil. Jy weet jy hoor nie van hulle nie. Maar hulle is die mense wat bid. Hulle bid in geveg en breek goeters in die gees af, maar jy weet dalk nie eens van daai persoon nie. En eendag gaan daai persoon ook sy reward kry in die hemel. So glo my, is dit een ding is uit hierdie hele ding is om te sê elkeen het 'n plekkie en jy moet jou plekkie vol staan. Jy moet jou rol vol staan. 1 Petrus 4 vers 10 tot 11 sê vir ons, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos 'n goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag van God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Ek dink die belangrikste deel van alles. Everything that you do, as long as the glory goes to Jesus. Dis die Heilige Gees wat dit deur ons doen. Ons kan niks doen nie. Dis net die Here wat ons geseën het met talente, 'n gawe, Heilige Gees wat sy gees deur ons bewerk om sy werk te kan doen. En Paulus fokus baie in sy briewe rondom al die goed en julle ons kan in diep Bybelstudie gaan. Ek raak sommer opgewonde, maar kom ons hou dit nou net daar. Maar is amazing hoe Paulus vir ons uiteengesit het hoe 'n kerk moet funksioneer, waar elkeen se rol is, waar elkeen se plekkie is en hoe ons bemagtig moet word deur die woord van God om die werk te kan doen. So hier's 1 Korintiërs 14 vers 33 en dit stel dit baie mooi, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Met ander woorde, om moet altyd orde wees, julle. Elkeen het 'n plekkie om ietsie te doen en daar's altyd orde om dit te doen. Alright, so kom ons kyk gou-gou. Ons het nou basies gekyk net na the basics, fondasie. Ons kan nie in alles ingaan nie, maar ons het na die briewe van apostel Paulus gekyk. Vanaf die Galasiërs tot en met hier by Filemon, 1 Timoteus, Titus, 2 Timoteus, al hierdie Paulus se briewe. So dit is geskryf in die tyd van die boek van Handelinge. So Paulus kon nie by al die kerke weer uitkom nie, so hy het begin briewe skryf, geïnspireer deur die Heilige Gees, so dit kom van God af. Dit is die hoogste gesag en ons volg die woord van God. So ons gaan nou net dalk, kom ons kyk bietjie net dalk na die boek van Hebreërs. En dit is die volgende briewe wat ons nou gaan kyk. Kom ons kyk gou-gou. Ek dink ons gaan dalk net deur die boek van Hebreërs stap en dan in die volgende sessie gaan ons kyk na die laaste paar briewe. Dis hierdie Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, Judas, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Openbaring. So dis waar ons nou basies is as ons kom kyk na die tydlyn. Ek wil gou kyk of ons dalk net deur die boek van Hebreërs kan gaan en dan in die volgende sessie sal ons dan na die laaste boeke kyk and that will be a wrap up for this Bible study. Soos julle sien, ons het deur al hierdie briewe gedraf nou, apostel Paulus se briewe en ons gaan nou begin kyk na hulle noem dit die algemene sendbriewe, met ander woorde, dit is nou deur ander mense geskryf, is nou nie apostel Paulus nie. En ons gaan nou begin kyk na die briewe. Soos ek sê, ek dink ons gaan na die volgende sessie gaan ons kyk om nou deur te draf deur al die laaste boeke.
Maar kom ons kyk net na die boek van Hebreërs. So, so jy weet nou waar die boeke van Apostel Paulus in vleg en die briewe en dis geskryf van die kerke hoe ons moet funksioneer, ons klomp goeters en Ou Testament, Nuwe Testament en julle verstaan die konteks agter en hoekom hy briewe moes skryf en al daai dinge. So die boek van Hebreërs, ons weet nie eintlik deur wie hierdie boek geskryf is nie. Dit sê nie wie dit geskryf nie. Dit kon moontlik Apostel Paulus gewees het, maar ek kan dit nie met sekerheid sê nie. Ons weet wel dat hierdie geskryf of hierdie boek geskryf is wel voor die tempel vernietig was. Nou onthou julle, as ons bietjie teruggaan, dat die tweede tempel wat ons weer herbou was, Jesus het daarso rondbeweeg by die tempel. Onthou, hy het die wet vervul, 613 wette, hy het presies uitgeleef alles wat moes vervul geword het. Hy was perfek. Die tempel was nog daar en die tempel was eers hier by 70 na Christus vernietig deur die Romeinse soldate. Um so dit is toe eers vernietig. So daar het 'n redelike tydjie aan beweeg, soos julle daaraan dink. Jesus was nog daar, hy het sy bediening uitgeleef, hy was gekruisig, hy het opgestaan. Toe het die handelinge plaasgevind, die kerk in aksie, al die mense wat geroep was om God se werk te doen in daai tyd, Apostel Paulus en Timoteus en al daai mense en Petrus en al die mense en die tempel was eers hier by 70 na Christus vernietig. So ons, die amazing deel van die Nuwe Testament, hier is die tempel, ons is die tempel, ons is die liggaam van Jesus Christus en die Heilige Gees woon binne ons. Dankie tog dat Heilige Gees is reg oor die wêreld en ons kan rondbeweeg om God se werk te doen. Ons hoef nie daar by Jerusalem te wees net in een plek nie. So alright, julle, so ek wil net bietjie julle uitwys op Judaïsme, wat dit beteken, want die ding is, wanneer jy mens die woord lees, onthou, daar's baie kultuur nog verbonde, die Jode, die Ou Testament, en dis waar Paulus die hele tyd probeer, daai konsepte probeer verduidelik het, wat beteken dit nou, Nuwe Testament en Jesus en al die goed. So die Judaïsme is Jode wat glo in die Torah, met ander woorde die 613 wette in die 5 boeke van Moses in die Bybel, dis Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Okay, ons kan eintlik sê nie Genesis nie, want die wette begin actually eers in Exodus. So hulle glo dat die Messia, Jesus, moet nog kom en hulle sien Jesus net as 'n profeet. Met ander woorde, hulle glo nie dat Jesus al, die Messia al gekom het nie. Hulle glo nog dit moet gebeur. So, dit is 'n groot probleem, want vir jou om 'n Christen te kan word, 'n kind van die Here genoem te kan word, die grootste konsep is om te glo dat Jesus het gekom en was gekruisig en het weer opgestaan, en dit is deur genade vir ons gedoen en so het ons 'n erfporsie. So wanneer jy dalk in kringe beweeg en bietjie gesels met ander mense of soos ek wat nou in Jerusalem was, is baie interessant dat daar die Jode nog glo die Messia moet nog kom. Nou ek glo in die latere stadium van die eindtyd gaan dinge begin verander en ons gaan sien hoe die Jode sal terugdraai en erken, want dis die belangrikste deel. Wanneer jy erken in jou hart en met jou mond dat Jesus was gekruisig vir jou op die kruis en hy het opgestaan en hy was gekruisig vir jou sonde en jy draai weg van die wêreld en jy bekeer jouself en jy neem Jesus aan. Dis om 'n Christen genoem te kan word. Dis om 'n kind van Jesus te kan wees. Nou Judaïsme, hulle is nog net aan die Ou Testament, die 5 boeke, die 613 wette. Hulle glo net daaraan en hulle glo nie die deel wat Jesus dit vir ons gedoen het nie. So ek noem hierdie want die boek van Hebreërs fokus redelik op al hierdie, hoe kan ek sê, hierdie debatte eintlik, en waar hierdie persoon, as dit nou dalk Paulus was wat dit geskryf het, dan probeer hy nou uitlig vir hulle, julle val weer terug op die wet, jy weet, moenie terugval op die wet nie. So hierdie boek fokus op Jode wat Jesus aangeneem het, so daar is wel Jode wat Jesus aangeneem het,
maar hulle val terug op Moses se wet. So hulle gaan heeltyd terug na die wet toe. Hulle besef nie daai genade en die Heilige Gees wat in jou woon en deur die Heilige Gees word ons bekragtig om soos Jesus te kan lyk nie. Hulle val die hele tyd terug na Moses se wet, die rituele en al daai dinge. En dis hoekom hierdie boek ook geskryf was, is om hierdie goed aan te spreek. So dis 'n groot tema in die boek van Hebreërs. Hebreërs 6 vers 4 tot 6 sê vir ons, want dis onmoontlik om die wat eenmal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. So ons kan nie terugval soos hulle byvoorbeeld nou gedoen het. Hulle het Jesus aangeneem en dan val hulle weer terug op rituele, val weer terug op wet, jy moet dit en dit. Waar Nuwe Testament dis deur genade. So ons kan nie weer Jesus kruisig deur terug te val op Moses se wet nie. So dit het maar net hierdie ding aangespreek hierso. So nou verstaan julle ook die boek van Hebreërs en waarop hierdie persoon fokus wat dit geskryf het. En julle sal sien hulle het ook gefokus op Jesus is nou die hoëpriester. So onthou die Ou Testament was daar priesters aangestel wat namens ons 'n diertjie gevat het, geslag het, die bloed gaan besprinkel het daar by die tabernakel vir ons sonde. Jy weet in die Ou Testament, dit was die Ou Testament se manier. Nuwe Testament, Jesus het dit vir ons gedoen en ons neem nagmaal om deel aan sy tafel te hê. Nou, ons het nie meer 'n priester om te gaan nie. Heilige Gees is nie net op daai geselekteerde mense nie, soos wat ek nou in die vorige 2 skyfies oor gepraat het. Dis nie net op Samuel nie, dis nie net op Saul nie, dis nie net op Dawid nie. Die Heilige Gees is nou in almal van ons. En ons het 24/7 toegang om na Heilige Gees toe te gaan en te kan bid. En ons nodig nie 'n priester soos die Levites wat aangestel was in die Ou Testament nie. Dis die verskil. Jesus Christus is die hoëpriester. So hierso verduidelik dit maar net 'n bietjie dat Jesus is ons hoëpriester. Dit sê terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die seun van God, laat ons die belydenis vashou want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is en net soos ons maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So die feit van die saak is dat ons hoef nie nou na iemand anders toe te gaan, 'n priester, en deur daai persoon jy weet vir ons sonde en dat daai persoon nou 'n diertjie slag en die bloed besprinkel. Ons hoef nie. Die Gees, die Heilige Gees woon in ons. Jesus het dit op die kruis gedoen. Jesus het daai wet kom vervul en Jesus is die hoëpriester. So jy het 24/7 toegang tot die Heilige Gees. Jy kan gaan bid enige tyd wanneer jy wil. Jy gaan bid waar jy wil en wanneer jy wil. Jy hoef nie na die tempel toe te gaan soos in die Ou Testament nie. Jy hoef nie die rituele te volg nie. Jesus het die werk gedoen op die kruis. Daarom, jy weet, volg ons nou, ons gaan na kerk toe, ons word deel van 'n gesonde gemeente, ons word toegerus om die werk van God te doen. Ons neem nagmaal, wat jy weet basies wanneer jy kan vir die Here vra, vergewe my vir dit en dit wat ek gedoen het, help my met dit, Heilige Gees help my met dit. Jesus is ons hoëpriester. En hy is ook ons koning en nie die Ou Testament nie. So dit is maar wat baie uitgelig word in die boek van Hebreërs. En dan sal julle sien ook die boek van Hebreërs fokus ook baie op die geestelike atmosfeer. So die feit van die saak is ons lewe nou in die fisiese, ons is hier in die natuurlikheid. Dit wat jy sien jy, maar ons moet weet dat daar 'n geestelike atmosfeer is. En die geestelike atmosfeer dis waar engele inkom, dis waar die demoniek inkom, daar's demoniese geeste ook. En die Heilige Gees is bonatuurlik. Ons kan nie dit sien fisies met die oog nie, maar is 'n geestelike atmosfeer. So julle sal sien Hebreërs praat 'n bietjie oor die rol van engele
en die geestelike atmosfeer ook. Hebreërs 1 vers 7 sê en van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. Met ander woorde, God het engele en hy stuur hulle en gee hulle opdragte om boodskappers te wees, om dienaars te wees, om te doen wat ook al God vra. Nou iets belangrik wat ek vir jou wil uitlig is, ons bid nie aan engele nie, ons bid nie vir engele wat hulle moet doen nie, ons bid na God toe, deur die Seun van Jesus, na die Vader toe, gelei deur die Heilige Gees. Jy vra vir die Here, Here, ek bid en vra dat u engele sal uitstuur vir my om my te beskerm byvoorbeeld. Maar jy bid nie aan die engele nie. Ons worship nie engele nie, ons worship God. Ons prys en loof en ons kom na God toe. Dis jy's in verhouding met God, nie engelinge nie. So dis net ietsie wat ek vir jou wil uitlig. Um en jy weet, kom ons sê engel verskyn aan jou. Jy gaan vra aan die engel. Dalk is daar iemand wat al so experience gehad het, 'n ervaring gehad het waar engel aan hulle verskyn het. Die ding wat jy wel moet vra is jy moet vra aan wie glo jy? Glo jy aan Jesus Christus? Want Jesus Christus is God. En as hulle nie, want onthou daar's ook hoe kan ek sê 'n deception. Die vyand gaan ook kom en homself laat lyk soos iets. So jy weet dis belangrik om fondasie te bou en hierdie goedjies te weet. Ek raak maar net aan die feit dat daar's 'n geestelikheid, alles kom terug na die gees toe. Efesiërs 6 vers 11 tot 12 sê dit vir ons baie mooi. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worsteltyd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou hier skrif en dit sê dit, daar's 'n geestelike atmosfeer, daar's 'n geestelike riem. En we cannot deny this. Die feit van die saak is dat die vyand stuur geestelikheid, demonic spirits en geeste uit om jou te kom aanval en jou te kom, jy weet, to bring temptation, en om jou te kom toets en sodat jy in sonde kan verval, maar weet net ons dien God en God het vir ons die wapenrusting gegee. God het vir ons tools gegee om dit te kan weerstaan. So Hebreërs fokus baie bietjie ook op die geestelike riem. Hulle sal sien daar's 'n hele hoofstuk wat net praat oor geloof, hoofstuk 11. So Hebreërs het eintlik baie wat plaasvind. Daar's baie nuggets in die boek van Hebreërs en is 'n lekker boek om te lees, 'n lekker diep boek. So ek gaan maar net tot hier gaan op die boek van Hebreërs en dan in ons volgende sessie gaan ons begin kyk na die boek van Jakobus en dan die laaste boeke wat oorbly en dan die boek van Openbaring. So ja, hierdie was 'n mondvol gewees. Ons het deur baie nou gedraf. Verskriklik baie inligting, maar vat dit stadig, vat dit rustig, werk deur dit. En as jy moet kyk weer die video. Maar ons sal dan in die volgende sessie na die laaste boeke kyk wat dan ons laaste sessie sal wees van hierdie hele Bybelstudie. En ek's opgewonde vir die laaste sessie en wat voorlê vorentoe. Ek hoop dat hierdie vir julle 'n groot seën was vandag, dat hierdie sessie julle so gebless het en mag Heilige Gees vir julle oopbreek meer en meer en ja, ek kan net God se seën afbid oor julle en dat die Heilige Gees vir julle meer sal oopbreek, meer en meer en meer en meer. Ek wil nou net gou hier stop sharing. As hy. So ek bid 'n seën oor julle, mag julle net meer en meer leer en gelei word deur die Heilige Gees. Gaan sit lekker en spandeer tyd in sy woord. The best place to be is with God, in oneness, to spend time with him, to be with him. Hy is ons beste vriend. En ja, mag die Heilige Gees net vir julle so verder bedien en oop kom breek en julle lei in sy woord. So ons gaan hierdie sessie nou hier klaarmaak en dan sien ek julle by die volgende sessie, die laaste enetjie. Ek's opgewonde en ja, mag julle geseënd wees. Geseënde week vir julle en al die notas is beskikbaar op my WhatsApp channel dat julle lekker rustig en stadig deur dit kan werk.
Alright julle, bye bye.